Hallo julle almal, welkom terug by Father's Heart Kids. Nou vir die van julle wat ons nou join vir die heel eerste keer, ek is Juffrou Lazel en ek kan nie wag om saam met julle nou meer oor God en sy woord te leer nie. Nou julle, ek moet sê ek is super excited dat julle almal nou besluit het om ons nou vandag te join, want ons het nou 'n super spesiale les vir vandag. Vandag se les gaan alles oor jou. Hoe wonderlik jy gemaak is, hoekom jy so belangrik is vir God en hoe jou lewe betekenis het wanneer God nou deel van dit is. Nou, kom ek vra julle gou hierdie. Het julle nou al ooit gevoel dat iets net missing is? Of jy probeer net so hard, maar dinge werk net nie uit nie? Wel, vandag se les gaan ons nou help om te verstaan hoekom dit gebeur en wat ons kan doen om dit te verander. Maar voor ons met ons les wegspring julle, kom ons almal maak gou eers ons oë toe en open met gebed, dan sing ons nou 'n paar liedjies vir Jesus om hom te wys hoe lief ons hom het. Liewe Jesus, dankie vir die dag waar ons net by mekaar kan kom en meer oor U en die woord leer. Dankie dat U elkeen van ons so spesiaal gemaak het. Ons is net so dankbaar dat U ons liefhet. Help ons asseblief om meer te verstaan oor wie ons is en hoekom ons U nodig het. Here, maak asseblief ons ore en hartjies oop om te luister en U waarheid te ontvang. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So julle, ek wil nou hê ons moet gou opstaan en sing en dans met alles wat ons het vir Jesus. Your
John 15:5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. John 15:5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, You will bear much fruit. you will bear much fruit. Apart from me you can do nothing, nothing. What? Apart from me you can do nothing. Oh, oh, oh. Apart from me you can do nothing, nothing. 'Cause I am the vine and you are the branches. Apart from me you can do nothing, nothing. Apart from me you can do nothing. Oh, oh, oh. Apart from me you can do nothing, nothing. 'Cause I am the vine and you are the branches. Get crazy. John 15:5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, apart from me you can do nothing, nothing. Apart from me you can do nothing. Oh, oh, oh. Apart from me you can do nothing, nothing. 'Cause I am the vine and you are the branches. I am the vine. Wow, julle het almal so goed gedoen. Dankie dat julle nou net saam met ons vir Jesus gesing en dans het. Nou, het julle geweet om God te prys is eintlik iets wat jy gemaak is om te doen? Julle sien, julle is nou gemaak om God te eer en wanneer julle God met liedjies loof en aanbid, dan doen julle presies dit. Maar anyways, kom ons spring nou weg met ons les van vandag en kyk wat ons nou kan leer. Vandag het ek nou eintlik iets baie interessant hierso by my. Maar ek wil hê julle moet nou raai wat dit is. Kan julle raai? Okay, kom ek wys julle net wat dit is. Tadaa! Dis 'n handskoen. Nou as enige een van julle geraai het dat ek 'n handskoen hier by my het, dan wel dan julle. Nou, soos julle kan sien, 'n handskoen is mos nou gevorm soos 'n hand. sien? Dit het vingers, kom ons kyk. Dit het 1, 2, 3, 4 vingers en dit het 'n duim net soos myne. Dis hy. So julle 'n handskoen is nou gemaak soos my hand. Maar hier's die vraag. Waarvoor is hierdie handskoen gemaak? Dis reg. Dis gemaak om deur my hand gedra te word. En dis hoekom dit nou soos my hand gevorm is, want dit is gemaak om deur my hand gevul te word. Nou, kom ons kyk nou gou-gou hoe handig is hierdie handskoen op sy eie. Ek het nou hierso by my julle 'n baksteen. En ons gaan nou kyk of hierdie handskoen die baksteen kan optel. Kyk, handskoen, tel die baksteen op. Tel hom op. Tel hom op. Kyk, hy kan definitief nie op sy eie hierdie handskoen
hierdie baksteen optel nie. Nou, kom ons kyk of hy eintlik net vir julle ten minste kan waai. Handskoen, waai vir die kinders. Waai vir die kinders. Hierdie handskoen is eintlik net useless op sy eie, né? Hy kan net mooi niks doen nie. Maar julle, kyk gou hierso. Dis hy. Nou is die handskoen op my hand, so kom ons kyk nou wat kan hierdie handskoen doen. Tada! Kyk hoe maklik kan hy nou die baksteen optel, nou dat my hand in hom is. Dis amazing, né? En kyk, hy kan ewen vir julle waai. Nou is hierdie handskoen nie meer useless nie. En dit is want hy het my hand binne hom. Nou julle, hierdie handskoen is eintlik presies soos ek en jy. Julle sien, net soos hierdie handskoen nou in die beeld van my hand gemaak is ek en jy in die beeld van God gemaak. Maar sonder God binne in ons, kan ons nie doen wat ons gemaak is om te doen nie. Sonder God is ons soos 'n leë handskoen, net leweloos en ons is in staat om niks behoorlik wat waarde doel het te bereik nie. Nou, kom ons gaan gou na die Bybel toe en kyk waar dit sê ons is nou in God se beeld gemaak. Dit is in Genesis 1 vers 26 tot 27 en dit sê, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. Wow julle, wat 'n amazing vers. Dit bewys dat jy nou eintlik nie 'n ongeluk is nie. Jy's gemaak met 'n doel deur 'n liefdevolle Skepper om soos hy te wees. Julle sien, God het nooit gesê dat enigiets anders in sy skepping in sy beeld gemaak is nie. Net ons mense is soos God gemaak in sy beeld. Nou, wat beteken dit nou om in God se beeld eintlik gemaak te wees? Wel julle, dit beteken jy is gemaak om te dink en te verbeel. Jy is gemaak om ander lief te hê. Jy is gemaak om goed te doen, die waarheid te praat en reg van verkeerd te kies. En jy is gemaak om in 'n verhouding met God te leef. Nou, ongelukkig julle, baie jare gelede het iets terrible gebeur. Kan julle nog onthou wat in die tuin van Eden gebeur het? Jep, Adam en Eva het gekies om te sondig deur ongehoorsaam aan God te wees en na daardie skelmslang te luister. En toe het dit hulle van God af disconnect. Julle, dis soos basies wat jy nou 'n handskoen het en dan trek jy nou die hand uit die handskoen uit. En julle van toe af is almal in sonde gebore. So basies is almal se handskoene leeg en sonder God. So al is ons nou in God se beeld gemaak, is ons leeg binne ons en ons nodig dat God in ons hartjies moet wees om te funksioneer soos God ons geskep het om te funksioneer. En dis hoekom Jesus aarde toe gekom het. Julle sien, Jesus het aarde toe gekom om aan die kruis te sterf en weer op te staan, sodat God se gees binne in ons kan woon, sodat ons kan funksioneer soos ons bedoel is om te funksioneer. Nou kom ons lees gou in die Bybel waar Jesus oor die Heilige Gees praat. Dit is in Johannes 14 vers 16 tot 17 en dit sê die volgende: Ek sal vir die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander helper gee. Die helper is die Heilige Gees. Die Gees sal altyd by julle wees. Hy is die Gees wat vir julle sal wys wat die waarheid is. Die mense wat aan die wêreld behoort, kan die Gees nie ontvang nie, want hulle sien hom nie en hulle ken hom nie. Maar julle ken die Heilige Gees, want hy bly by julle en hy is in julle. Wow, julle, hoe amazing is dit?
Jesus gee ons die geleentheid om sy hand terug in ons handskoene te steek. Nou, die manier hoe ons dit doen, is deur eenvoudig ons hartjies vir Jesus te gee, sodat die Heilige Gees nou binne in ons kan woon. Nou kom ons lees nog 'n vers om ons te help om nog 'n voorbeeld in die Bybel te sien van hoe God ons handskoen vul en hoe ons niks sonder hom kan doen nie. Dit is in Johannes 15 vers 5 en dit sê die volgende: Ek is die wingerdstok en julle is die lote. As iemand in my bly en ek in hom, dan dra hy baie vrugte, maar sonder my kan hy niks doen nie. Wow julle, niks is nogal 'n sterk woord, maar dis eintlik so waar. Sonder Jesus kan ons nie regtig enigiets doen wat saak maak in die ewigheid nie. Ons kan nie mense behoorlik lief hê soos God wil hê ons moet nie. Ons kan nie goddelike keuses maak en doen wat reg is nie. En ons kan nie sonde en versoeking oorwin nie. Ons is net so waardeloos sonder Jesus en ons is soos hierdie handskoen wat nie 'n hand binne hom het nie. Maar met Jesus julle, kan ons alles doen wat hy ons geroep het om te doen. Nou, onthou julle nou, toe ek nou aan die begin vir julle gevra het julle nou ooit gevoel of iets nou net missing is, of dat julle nou hard probeer, maar dit lyk net nie of julle dinge kan regkry nie. Nou, hou daardie vraag in gedagte. Dan wil ek nou hê, julle moet nou vir 'n paar sekondes imagine, dat julle lewe soos hierdie handskoen is. Miskien probeer julle om goed te wees en ander te help en sterk te wees. Maar jy probeer dit alleen doen en jy's net moeg en frustreerd en jy voel daar's iets missing want jy kan dit net nie regkry nie. Maar wanneer jy jou lewe vir Jesus gee en die Heilige Gees vra om jou nou te kom vul, dan het jy nou ewe skielik krag en betekenis en jy is nie meer alleen nie. En net soos die handskoen wat nou 'n hand binne het, nou kan hy skryf en dinge optel en hy kan even help en hy kan waai en julle net so kan julle lewe amazing wees en julle kan amazing dinge vir God doen wanneer hy binne in julle lewe. Nou ek hoop regtig vandag se les het iemand nou gehelp en dit gaan nou iemand help om iets waardevol te onthou en te leer. Nou julle volgende keer wanneer julle nou 'n handskoen sien, miskien in die winkel of by die huis, dan wil ek hê julle moet onthou. Julle is in God se beeld gemaak. Maar julle het hom nodig om te lewe en te funksioneer soos hy julle gemaak het om te doen. Nou om ons help ons belangrike les van vandag te onthou, gaan ons nou kyk na 'n awesome craft wat ons gaan maak. Wow julle, wat 'n amazing en fun craft. Ek hoop julle het dit nou geniet om te kyk hoe ek ons craft van hierdie week gemaak het.
Nou, as jy nou nie weet waar om die kraft van hierdie week te download nie, moet jy nou mooi luister. In die beskrywing van hierdie video, of jy nou op Facebook of op YouTube kyk, sal daar nou 'n blou link wees wat sê, hier is vandag se craft link. En al wat jy moet doen is eenvoudig nou op daai blou link klik, dan gaan dit die craft nou oopmaak, sodat jy dit nou kan download. En julle onthou nou asseblief om nou vir my julle crafts te stuur, sodra julle klaar is daarmee, want ek love dit net om te sien hoe julle crafts uitdraai, en ook ek love dit om dit met almal te deel. Nou so gepraat van julle crafts met almal deel, kom ons kyk gou hoe julle crafts van laasweek uitgedraai het. Wow, julle is net so kreatief. Kyk net na al daardie amazing en mooi Moedersdag kaartjies. Julle, ek het dit nou so geniet om te sien hoe julle crafts nou uitgedraai het. Julle het regtig so goed gedoen en julle het julle kaartjies so mooi laat lyk. Ek is so trots op julle en ek is seker julle mammas was mal oor julle kaartjies. So well done julle. Nou, as julle nou wil hê dat julle craft van hierdie week in volgende week se les moet verskyn, maak asseblief seker dat jy nou 'n foto neem van hoe jou craft uitgedraai het en dan stuur jy dit nou vir my of op WhatsApp of jy kan na ons Facebook page toe gaan en jy kan jou foto in die comment section van ons craft post los. Nou, julle wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou nog een liedjie saam met mekaar sing en dan gaan ons les afsluit met gebed. Wow julle, ons les van vandag was net soveel van. Baie dankie dat julle my nou gejoin het. Nou voor ons groet, kom ons bid gou eers. Liewe Heer, dankie dat ons in U beeld gemaak is. Ons weet dat op ons eie kan ons nie doen wat U ons gemaak het om te doen nie. So Here, kom bly asseblief in ons hartjies en vul ons met U Heilige Gees. Ons wil net 'n lewe leef met U binne ons. Lei ons en help ons en gebruik ons asseblief om 'n verskil te maak. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So julle, dit is nou ons les vir vandag.
gaan wees nou die handskoen wat gevul is met God se hand hierdie week. Ek sien julle almal nou weer volgende week vir nog 'n fun en exciting les. Maar tot dan, bye bye julle!